Een van die hoofprobleme met betrekking tot moderne interpretasies van Bybelprofesie in die boek van Openbaring is dat die antieke oorsprong van Openbaring nie herken word nie. Die outeur van Openbaring aanvaar dat daar by die leser 'n begrip van die Ou Testament teenwoordig is en gebruik daarom konsepte wat sy lesers goed ken. Terwyl dit baie help om die hele Bybel te ondersoek vir skrifgedeeltes wat pas by die vers wat jy besig is om te bestudeer, is daar ook kernteksverse wat die toneel beter as ander teksverse beskryf en wat dan help om die boek beter te verstaan. Dit is veral waar in die geval van Genesis, wat aan ons verduidelik hoe ons wêreld in die sondige chaos verval het. Amper elke hoofkonsep in Openbaring verskyn in een of ander vorm in die aanvangshoofstukke van die Bybel. Hierdie week gaan ons 'n paar belangrike kernbegrippe in Openbaring bestudeer. Daar is baie, en daarom sal ons net 'n paar kies om die allerbelangrikste punte te illustreer en om sodoende die student te help om die antieke oorsprong van Openbaring te verstaan en die ontelbare fyn onderskeidings in die teks raak te sien wat belangrike lesse kan bied oor die mens se natuur, oor God en oor die konflik wat ons heelal en daarom ook in ons lewens aan die gang is. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 12 April. Hi, baie welkom by hierdie week se bespreking van ons Sabbatskoolles. Ek wil net vir Rian baie welkom sê. Rian, baie dankie dat jy saam met ons die les studeer vandag vir hierdie week. Ek waardeer die opoffering en die tyd wat jy vir ons insit. Baie dankie. Ek wil ook baie spesiaal welkom sê aan ons luisteraars van Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Ek wil ook baie dankie sê vir Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Heinrich en jou span, vir julle ouens se bydrae aan SSL, dat julle hierdie ook op julle platform plaas. En ons gaan nog baie projekte in die toekoms gaan ons aanpak. So baie welkom aan elkeen van julle luisteraars en ons is bly julle skakel saam met ons in. En onthou asseblief, los vir ons kommentaar, deel met julle gedagtes met ons en gesels saam met ons, dat hierdie lesie nie die einde van die gesprek is nie. Baie dankie julle, dat julle saam inskakel. Hierdie week kyk ons na les 2, vir 5 tot 11 April, die Genesis grondslag. En ons teksvers vir hierdie week is in Johannes 1 vers 9, wat lees: Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en sê: Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ek lees weer, dis in Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê: Daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie lesie saam te kan bespreek. Baie dankie ook vir Rian wat ons help met die bespreking vir hierdie week se les. Mag U hom ook asseblief ryklik seën. Seën ook elke kyker, Here. Mag U Gees tot elkeen van ons se harte spreek en die woord oopmaak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Rian, hierdie is 'n baie interessante kwartaal se lesse waarna ons kyk. Hierdie kwartaal se lesse gaan oor profesie en hoe om profesie te verstaan. En ons kyk hierdie week na die Genesis grondslag. Nou, dit is belangrik om as 'n mens 'n ding ondersoek, jy wat nou 'n speeder is, om by die begin te begin. Ja. Reg? Yes, so. Hoe speel dit 'n rol? Ek vang jou nou 'n bietjie onkant, maar hoe speel dit 'n rol in jou werk as speeder, die belangrikheid van waar jy begin en dit dan in ag hou? Ja, David, dis interessant wat jy vra. Mens begin tog by die toneel van 'n misdaad. Yes. Wat jy op die toneel kry en wie jy op die toneel kry en dan daai leidrade wat jy op die toneel vind. En as gevolg van daai leidrade gaan jy begin om 'n paadjie te stap en jou ondersoek te doen. Jy gaan byvoorbeeld ooggetuies identifiseer wat vir jou gaan sê, maar ek het so en so gesien loop van die toneel af. Yes. En jy gaan dit invul. So, hoe kan hulle sê,
jy kan nie net 'n ding uit die lug uitgryp nie. Jy moet ergens 'n beginpunt hê wat jy sê van hier af gaan ek 'n ding ondersoek. So 'n mens kan nie die saak gaan ondersoek as daar so nie 'n grondslag van bewyse is wat jy by die toneel gekry het nie. Ja. En dan die res van die ondersoek gaan basies oor hierdie grondslag wat jy gevind het by die toneel. Dis reg, wat daaruit voortspruit, gaan jou ondersoek verder vat. Nou dit wil my lyk dan dat hierdie week se les praat soort van so ietsie. Daarom sê dit die Genesis, praat van Genesis, die begin. En Sondag se les wat jy nou vir ons gaan na kyk is die beginsel van eersgenoemde. Sondag 6 April, nou waaroor gaan dit? Ja, David, dit is vir my veral in die lig wat ons gaan kyk van Bybelprofesie en hoe om die Bybel te verstaan. Jy weet, hulle praat van waar iets eerste genoem is, word basies jou grondslag word daar gelê. Daar is 'n Amerikaanse predikant wat ek baie lief is om na sy goed te kyk, Randy Skeet. En hy is een van die ouens wat ek die eerste keer hierdie woorde gehoor gebruik het, wat gesê het, van Genesis 1 tot en so ver as Genesis 14, kry jy al die antwoorde van wat die Bybel vir ons wil leer. Ek gaan bietjie uitbrei op dit. Hulle praat van die Genesis is basies ons 101, jy weet, grondslag van, dis die kort samevatting van gebeure. Ja. As jy in Genesis gaan kyk, gaan jy sien hoe die huwelik saamgestel is, waar God gesê het, hy het Adam, eers sê hy net, hulle het gesê, kom ons maak die mens na ons beeld. Yes. Dan brei hy uit, dan sê hy, en hy het vir Adam geformeer uit die stof, en hy het in hom die asem geblaas van die lewe. Yes. En Adam het 'n lewende siel geword. Yes. So, en dan sê hy het Adam aan die slaap gemaak, en hy het 'n ribbietjie gevat, en hy het vir hom 'n vrou gemaak. So, daar kry ons die huwelik, dis 'n samevoeging van 'n man en 'n vrou. Yes. Dis nie man en man nie, Ja. dis nie vrou en vrou nie, dit is man en vrou. Ja. Dis ook nie Adam en Eve's gewees nie, dis net Adam en Eva. Ja. So dis die grondslag. En ook van ten opsigte van die lewende siel. Daai grondslag wat daar gelê is, sê vir my dat die Here het sy asem in die liggaam ingeblaas en die mens het 'n lewende siel geword. Hy het nie 'n lewende siel gekry nie. En dit lei tot baie misleiding in die wêreld vandag. Dat mense dinge hier gryp want as jy later in die Bybel lees, dan sê die Bybel vir jou, jy moet die God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele gees. So nou het jy twee goedes, jy het drie goedes, jy het 'n liggaam, jy het 'n siel en jy het 'n gees. Maar as jy teruggaan na Genesis, dan sê vir jou die mens is 'n lewende siel. En hy die gees, die lewensasem ontvang. Hy die lewende asem ontvang. So die beginsel van eersgenoemdes is baie belangrik, dat waar ons dan sien waar op God uitbrei. As jy gaan kyk in die begin het sê ook, die was die eerste dag hy dit en dit gedoen. Later in die Bybel verduidelik hy meer van hoe dit gedoen is. So dit is vir my 'n baie belangrike konsep wat ons moet lees om te gaan sien waar is die dinge vir die eerste keer gebruik. En ons sien ook, ons gaan later sien in die les, hierdie les gaan ook baie, buiten dat dit gaan oor die eersgenoemde, gaan dit oor die lam van God. Yes. En waar kry ons die eerste keer met dit te doen is in Genesis waar Adam en Eva gesondig het. Ja. En hulle sê God het 'n lam geslag of 'n dier geslag en vir hulle die velle daarvan aangehou. Ons weet nie op baie stadium wat dit was nie, maar hy het iets geslag en hy het hulle velle Ja, maar dis wat velle kom vandaan van 'n dier af. Van 'n dier af. So vanselfsprekend weet moet nou dit nie of geslag dit 'n bees of 'n skaap is nie, maar ek sal nou nie dink dat hy vir 'n bees sal slag vir 'n vel om iets aan te trek nie. Ek sal iets sag soos 'n skaapvelletjie verkies. Maar daar's die eerste beginsel van bloed wat moes vloei vir die sonde van die mens om sy sonde weg te was. Yes. So ja, die beginsel van eersgenoemdes is vir my 'n baie belangrike beginsel om jou
voete op vaste grond te sit, dat jy nie valms gryp in die lug nie, want baie mense doen dit, hulle begin hier by die middel in die Nuwe Testament en dan gryp hulle teksverse aan en hulle sê die teksvers beteken dit. Sonder om die Ou Testament se grondfase. Sonder om eers na die grondfase te gaan kyk, waar kom daai vandaan? Hoekom sê die Bybel, hoekom praat die Bybel van iets spesifiek? Want as jy gaan kyk ook Jesus, as hy aangehaal het, daai tyd was daar nie 'n Nuwe Testament nie, het hy Deuteronomium aangehaal, hy daai wette, en daai goed is, dat hy die grondslag gesê, maar dit wat julle nou hier oor stry, kom, lê die antwoord al reeds in Deuteronomium, en hy het dit daai aangehaal vir ons. So dit is 'n baie, baie belangrike beginsel volgens my, dat ons nie moet vergeet, van eersgenoemdes, waar is die ding die eerste keer genoem nie? So. Die les vra ons moet kyk na 'n paar verse daarso. Yes. Ek wil jy ons moet gou 'n bietjie daarna kyk. Die eerste een is Jesaja 40 vers 7. Ek sal dit vir ons lees. Dit sê die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. So hierso praat dit nou van die woord van God wat vir ewig staan. Ja. Kyk Maleagi 3 vers 6. Want ek, die Here, het nie verander nie en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. So die Here verander nie. Sy woord is vir ewig. Hebreërs 13 vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. So die woord van God, daai fundament wat vir ons gegooi is, sal van pas wees totdat alles volbring is. Ons kan nie die Ou Testament weggooi nie. Jy weet al, David, as ons gaan kyk ook na die gedeelte wat ons nou gelees het, dis half en half 'n onregverdige stryd, in die sin dat Satan kan alles in sy mag gebruik om mense te mislei en te doen wat hy wil doen. God, soos ons in verlede kwartaal gekyk het, die grondreëls van die geveg. Daar is sekere goed neergelê wat God vir Satan beperk het. Hy mag nie verder as 'n sekere plek gaan nie. Maar God mag ook nie teen sy woord gaan nie. En hy kan nie inmeng waar hy nie eintlik gevra is om in te meng nie. Dis hoekom intree gebed vir mekaar so vriendelik, so kardinaal belang is. Maar God kan net die waarheid praat. En wat wonderlik is van die waarheid, as jy vandag die waarheid praat en jy moet in 'n week of 2 aan 10 verskillende mense dieselfde verhaal te gaan vertel, dan hoef jy net die een verhaal te vertel. Hy bly dieselfde. Maar as jy gelieg het, dan moet jy onthou wat het jy vir die eerste persoon gesê. En sodat wanneer jy dit aan die tweede persoon herhaal, jy moet kan onthou wat jy daar gelieg het, want as jy dit nie gedoen het, jy gaan jou leuen jou uitvang. En dis hoekom dit vir ons so belangrik is, dat God 'n onveranderlike God is. Hy is vandag dieselfde as wat hy gister was, en wat hy môre gaan wees. Hy is nie vandag vir my lief, môre is hy nie meer lief vir my nie. Hy was vir my lief van die skepping van die wêreld af. En hy gaan vir my lief wees, totdat ek die dag my asem uitblaas, tot ek saam met hom in die hemel kan wees. En daarom ook, dis hoekom ek sê, ons kan teruggaan na sy woord toe, sy woord staan vas. En is hartseer dat party mense praat nie meer van die Bybel as God se woord nie, hulle praat woorde oor God. Dit is hartseer. Maar God se woord staan vas. Jy kan sy woord deursoek en deurgrond soos jy wil. As jy voorbegin en jy gaan reg deur, sal jy sien die grondslag wat gelê is, word deur die res van die Bybel gehandhaaf. Hy verander nie. Amen. As ons nou na ons volgende dag se les toe gaan, en dit is nou maandag 7 April wat praat oor om God se liefde te verstaan. Ons mens sit met 'n probleem. Ons het 'n sondige natuur. En in hierdie sondige natuur is die kern van ons natuur is selfsug en trots. So ons hierso in hierdie sondige wêreld het 'n beperkte perspektief wanneer ons kyk na dinge, enigiets en alles rondom ons.
in teenstelling met God se perfekte, volmaakte perspektief. Want God is alwetend. God sien alles. So wanneer dit kom by die konsep van liefde, sit ons met 'n probleem, want ons sondige natuur, wat selfsugtig en selfgesentreerd is, sien of kyk na liefde as selfvervulling. Is net liefde as ek vervul word daardeur. En dit is hoekom dit so moeilik vir ons is om God te verstaan. As ons kyk na die wanbegrip van God se karakter in die wêreld vandag, maar mense sê God is wreed, dis die duiwel se plan gewees. Is dit as gevolg van hierdie manier hoe ons liefde begryp, en as ons nie die konsep van ware liefde gaan begryp nie, gaan dit vir ons moeilik wees om Bybelse profesie te verstaan en te begryp, of vir ons enige betekenis te hê. Nou hier is teksverse wat hulle vir ons vra ons moet lees, en ek wil dit graag vir ons lees. Die eerste ene is Genesis 22 vers 1 tot 13. Dan word die vraag gevra, die eerste vermelding van liefde in die Bybel word in Genesis 22 vers 2 gevind. Wat vertel hierdie verhaal ons van die aard van God se liefde? Nou Genesis 22 vers 1 tot 3 lees. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, en daar is die woord, die eerste keer die konsep van liefde in die Bybel gevind. Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle 2 dan saamgeloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek, my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lamp vir die offer, vir die brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lamp vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saamgeloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram, wat agter in die bos, met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. So hier is nou die eerste verskyning van liefde, wat ons nou hierso sien. En hierdie selfde konsep vind ons ook in die Nuwe Testament. In die eerste gedeeltes van die 4 evangelies. Hier is nou die eerste, waar het die eerste keer praat van liefde in die Ou Testament. As ons kyk na die 4 evangelies, die eerste keer waar daar gepraat word van liefde, is nogal interessant. Dan noem hulle also Matteus 3 vers 17. En Matteus 3 vers 17 lees, en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En hierdie is natuurlik toe Jesus gedoop is. Ja. Toe hy gesalf is as die Messias. Yes, en die Heilige Gees hom uitgestort is, kom die stem uit as bevestiging dat dit is die seun van God. En dis die eerste keer waar die woord liefde gebruik word. Hier is my geliefde seun. Nou gee die lesie ook vir ons die volgende 2 aan Markus 1 vers 11 en Lukas 3 vers 22, maar dit praat van dieselfde gebeurtenis. Ja. En wat vir my so baie interessant is, die eerste keer waar
daar gepraat word van liefde in die boek Johannes, is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat het sy enige gebore seun gegee het. Johannes 3 vers 16 wil voorkom dat het sin speel op wat hier gebeur het met Isak en Abraham, wat Abraham Isak sou geoffer het, sy seun gegee het. En hier's 'n paar baie interessante vergelykings wat ons kan trek. Die hout op die rug met die berg opstap, dis wat Jesus moes gedoen het. Nee. Die vader wat die vuur en die mes, die toren in sy hande moet dra, om sy seun te offer. En dan die ram, wat sy horings in die doringbos vassit, verwys alles na Jesus toe. Jesus wat die kruis gedra het, Jesus wat die doringkroon gedra het, die vader wat sy seun geoffer het. So Johannes 3 vers 16, die eerste keer wat dit daar in die boek Johannes praat van liefde, verwys na die eerste keer wat die Bybel praat van liefde, waar hy sê, jou geliefde seun moet jy nou offer, want die vader het sy geliefde seun geoffer. Die lesie sê hierso, en so word daar dan aan ons 'n openbaring van die tipe liefde, die selfopofferende liefde wat God vir ons het gegee. En dan die vraag aan die einde lees soos volg, dit sê, hoe kan ons selfs net begin om aan ander die soort selfopofferende liefde wat God vir ons het bekend te maak? Waarom is hierdie tipe liefde vir die meeste van ons nie noodwendig deel van ons nie? Ek wil ons kykers vra, ons luisteraars, gesels met ons in die kommentaar gedeelte asseblief en deel u gedagte met ons. Waarom is hierdie tipe liefde, hierdie selfopofferende liefde, vir die meeste van ons nie noodwendig deel van ons nie? En ek sal sê, Rian, ek weet nie wat jy sal sê nie, maar ek sal sê, want ons het nie die Here in ons harte nie. As die liefde van die Here in ons harte uitgestort is, dan is dit iets wat lewendig word in 'n mens. Ja, ek dink ook, soos jy sê, die Engelse term kan wees, ons leef in 'n wêreld van dog-eat-dog. Jy weet dat ons vertrap mekaar om bo te kom. As iemand goed doen, dan dink jy, wat is sy bybedoeling daarmee? Ons persepsie van wat liefde is, is het so verwronge geraak, dat ons nie meer daai dinge kan sien nie. En as jy wel iemand kry wat daai selfopofferende liefde is, wat sy tyd sal afstaan en langs die pad te stop om jou te help as jou kar gebreek is. Jy weet, mens sien dit nie eintlik nie. Ons weet die omstandighede wat ons in leef, laat dit ook nie altyd toe nie. Maar ek dink regtig dit is 'n geval van, jy weet, die Here sê tot in die Bybel vir ons, as hy kom, sal hy nog liefde op die aarde vind. So, jy weet, ja, ek dink daai natuurlike liefde in ons, soos jy sê, ons het dit nie in ons hart nie. En dit kan slegs wees deur die Here wat in ons harte uitstort. Dit is 'n gawe om te kan lief hê. Amen. Wat die Here vir ons gee. Okay, Dinsdag 8 April. Wat is die opskrif daarso? Ja, die opskrif daar is eintlik, gaan ons nou weer terug na Abraham en Isak toe, en die vraag is, waar is die lam vir die offerande? En as ons gaan kyk, dit is ook die eerste keer in die Bybel wat die woord Ashe, of wat, jy weet nie met uit te spreek nie, Ashe, is Hebreëus vir lam genoem is. Dis dieselfde verhaal waar die woord liefde die eerste keer genoem is, soos wat ons nou gesien het in Genesis 22. En die lam is natuurlik een van die mees volhoudende simbole van die boek Openbaring ook. As ons gaan kyk na die boek Openbaring, dan praat hulle ook van die lam van God, wat verskyn op die toneel. En ja, so dit is die lam is nou die eerste keer daar genoem. Ons het vroeër gepraat van die dier wat geslag is deur God om vir die mens velle te gee, wat gewys het van die bloed wat gestort moet word vir vergifnis van sondes. En hier is nou die eerste verwysing na die lam toe, waar Isak gevra, nou waar is die lam? En die res van die Bybel word eintlik gebruik om te wys waar is die lam. Yes. As ons gaan kyk na die hele offerstelsel van die antieke Israel,
in die tabernakeldiens en alles wat hulle gedoen het, al daai verwys vooruit na Jesus toe. En die lam wat geslag moet word vir die sonde, toe hulle uit Egipte land, uit die slawe uit gedryf is in Exodus, is die lam geslag en die bloed is aan die deurkusyn gevreet bo en op die kante. Weer eens maak Jesus gebloei op sy hoof en op sy kante, en dan natuurlik die bloed wat afgedrup het op sy voete, en waar hy ook gekruisig is. So die lam word daar die eerste keer genoem, en ons weet die lam verwys na Jesus. Dan sien ons hierso is ook 'n vraag wat hulle vra, hoe kan die verhaal van Isak wat amper geoffer was om ons help om te verstaan hoe lammetjies simbolies gebruik word? Hoe word hierdie verhaal met wat Johannes in Openbaring 5 sien verbind? So ek weet nie, ons kan daar gaan lees as jy nie omgee nie. So Openbaring 5 vers 5 tot 10, Ja. dit lees. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie weer nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en met 7 oë, wat die geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siter en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op aarde heers. So interessant, hierso, dis 'n lam wat geslag is. Ja. En dis natuurlik Christus, waarna hy verwys word. Ja. Want hy is die enigste een wat waardig is om die boek te kan oopmaak. Niemand anders kon dit doen nie. Niemand het daai prys vir ons betaal nie. Ja, die eerste keer, soos ons sê wat die woord sê, lam beteken, dan in Genesis 22 vers 7 gebruik is, en soos wat ons hier gelees het in Openbaring ook. Maar wat vir my ook daar, in die stukkie wat jy gelees het, wys vir ons hoe mooi die Bybel homself verduidelik ook. Hulle praat van die bak, goue bak met wierook. En dan sê die Bybel vir jou wat daai goue bak met die wierook is. Hy sê dit is gebede van die heiliges. So, jy weet, baie mense dink, ja, die Bybel is 'n moeilike boek om te verstaan. Jy kan nie die Bybel self lees nie. Ek het groot geword in 'n huis wat daar vir my gesê is, jy moenie die Bybel lees nie, want jy sal mal word. Die dominee is daar om die Bybel te lees en aan jou te verduidelik. Maar as jy die Bybel gaan lees, dan sien jy, die Jode moes hulle kinders van kleins af leer. Ja. En ons sien dit selfs in die Nuwe Testament wat hy sê, jy moet jou kind in die skrifte groot maak. Yes. Nie in wat en wat nie, in die skrifte. Ja. So ons moet die woord ken, en as ons die woord ken, dan begin al hierdie dinge vir ons so mooi in plek val. As ons al daai los touwtjies bymekaar bring. En ek wil hê ons moet daar gaan lees, ek dink is Johannes 1 vers 29. Kom ons kyk die eerste keer wat die lam in Johannes se evangelie genoem word. Ek dink dit is die een wat ek aan dink. Johannes 1 vanaf vers 29 tot 34. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my is, want hy was voor my reeds daar. Ek het selfs ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien, kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. So hierso sê Johannes die Doper, die lam, daar sê hy druklik, dit is God se lam.
wat moes kom om vir ons die sonde weg te neem. Ja, hy basies gee die antwoord van die vraag. Ja, Waar is die lam? waar is die lam? En hierso sê Johannes, Ja, hier is die lam Hier is van die God, lam. wat die sondes van die wêreld wegneem. ja. Hier is vir ons daai vraag aan die einde. Waarom is die feit dat Jesus ons plaasvervanger is so 'n vaste grondslag vir ons redding? Watter hoop sou jy hê sonder hom as daardie plaasvervanger, veral in die oordeel? Ja. Kyk, ek ken my eie hart. Ek weet hoe useless ek is. Hoe diep ek na sonde neig. Sonder die Here sou ek definitief in die veroordeling veroordeeld gestaan het. Ja. Definitief. Skuldig soos aangekla. Ja. Dis al Ja. wat ons Guilty as charged, Ja. soos in Engels sê. Ja. Ja. So sonder Jesus wat vir ons ingetree het, die vlekkelose lam van God het ons nie redding nie. Ja. Dit is iets wat ons nie voor kan werk nie. Ons kan dit nie self bekom nie, ons kan dit nie koop nie. Ons moet net glo in hom dat hy vir ons sondes gesterf het Amen. en dat hy ons skoon was van ons sondes. Amen. Woensdag 9 April sê om die dood te verwerk. Maar voordat ons na Woensdag se les toe gaan, wil ek graag hê ons moet net eers gaan kyk na 'n kort boodskapie. Goeie vriende, ons is opgewonde om julle in te lig oor ons nuwe Afrikaanse nuusprogram wat een keer per maand uitgesaai sal word. Hierdie program sal nuusgebeure binne die Sewendag Adventiste Kerk in Suid-Afrika en reg oor die wêreld dek. Ons nooi julle uit om deel te wees van hierdie opwindende inisiatief deur belangrike nuus uit julle kerk of streek met ons te deel. Dit kan insluit opkomende evangeliese pogings, rookstaakprogramme en enige ander belangrike nuus waar ons mekaar kan inlig, ondersteun en vir mekaar kan bid terwyl ons saam die 3 engele boodskap versprei hier in Suid-Afrika en wêreldwyd. Stuur nuus aan sabbatskoolles@gmail.com of via WhatsApp 079 438 7294. Want dit is altyd beter om ingelig te wees. Dankie vir julle samewerking en ek kan nie wag om van julle te hoor nie. Die dood is iets vreesliks. Dis die laaste vyand van die mens. Ek het 'n granietfabriek gewerk en ek het baie tyd spandeer in die begrafplase. En wat vir my die hartseerste was in die begrafplase is die kinders se grafte. En die woorde wat daarop geskryf is, jy kan sommer lees. Dis stikkende harte. Dis onnatuurlik. Ons is gewoond aan die dood. Mense kan amper sê dood is deel van die lewe, maar dit is eintlik nie so nie. Dood kan nie deel wees van die lewe nie. Dit was nooit bedoel om Dit is nooit bedoel om daar te wees nie. Ons kan miskien sê dood is deel van hierdie gebroke wêreld. Ja. Maar dood is die teenoorgestelde van lewe. So in daai opsig is dood vreemd. En selfs ons wat die dood ken, mense in die dood afgestaan het, dit deel van ons sondige wêreld en lewe hier soos op die aarde. Wanneer dit gebeur met iemand baie naby aan jou, besef jy intensief, dit moet nie so wees nie. Dit is net verkeerd. En in daai sin, as jy kyk wat nog meer onnatuurlik is wanneer 'n ouer 'n kind moet begrawe. En as ons gaan kyk na die eerste keer waar die Bybel praat van dood, lees ons dit in Genesis 2 vanaf vers 15, 16 en 17 wat sê: Toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel. Toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En daarso is die eerste keer waar hierdie woord gebruik is, sterwe, of enige konsep van die dood.
En natuurlik die volgende keer is waar dit die eerste dood is. Ja. Wat ons vandag sal sê onnatuurlik is. Dit moenie so wees nie. En kom ons lees dit, want dit staan in Genesis 4 vers 8, 9, 10 en half tot by 15. En Genesis 4 vers 8 begin so. Dit sê, en Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed vir jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om dit te dra. Kyk, u verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir u aangesig. 'n Swerwer en vlugteling sal ek op aarde wees, en elkeen wat my kry sal my doodslaan. Maar die Here sê vir hom, daarom as enige een Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreek word. En die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enige een wat hom kry, hom nie dood sou slaan nie. So hierso sien ons waar Adam en Eva hulle geliefde seun verloor. Die een wat dit nie verdien nie. Kain was 'n rebelse kind gewees. Kain was opstandig gewees. Maar Abel was die sagte ene gewees. Abel was die ene wat regtig diep lief was vir die Here. En hy is die onskuldige party hierso. En ek is seker in jou werk waar jy te doen het met moord en roof, kom jy baie keer af op onskuldige mense wat gesterf het aan die hand van geweldenaars. Ja. En ek dink dit maak dit soveel erger hoe meer onskuldig daai persoon is. En ek weet hoe julle ons dit reg kry nie, maar ek glo die Here gee julle maar die vermoë om dit te kan verwerk, om daai gruisame tonele te sien. Maar daar's niks wat van jou af weggevat kan word soos jou kind nie. Wat jou so diep slaan, jou so diep seermaak nie. Wat vir my interessant is, hierdie eerste dood waarvan gepraat word, die laaste dood waarvan gepraat word in die Bybel, maar praat van die lam. Daar's baie vergelykings tussen Abel en Christus. Abel was 'n skaapwagter. Jesus word genoem die skaapwagter. Ja. En hy word doodgeslaan aan die hand van sy broer. Jesus is doodgeslaan aan die hand van sy broers. Ja. Wat die Romeinse regering gebruik het. Johannes sê, Johannes 1, hy het na sy eie mens toe gekom, sy eie mense het hom nie geken nie, het hom nie aanvaar nie. Die volgende ene wat hulle vir ons gee om te lees, is 1 Korintiërs 15 vers 15 tot 19. En stel jou voor, as hierdie dood die einde sou gewees het, as ons niks anders ter gehad het, as net hierdie lewe, en as jy dood nie. En dit word uitgebring hier, so 1 Korintiërs 15 vanaf vers 15 sê, en dan word ons verslaag getuies, valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. So sonder hierdie soenoffer van Christus, as hierdie dood die einde was, dan was ons die beklagenswaardigste van alle mense. Want ons kastei onsself. Ja. Ons kastei die vlees van die dinge van hierdie wêreld af. En dit sou dom gewees het as dit al is waarvoor jy sou gelewe het. Ja. Maar ons sien uit na 'n beter land, 'n nuwe stad, Jerusalem. Die volgende ene wat hulle vir ons vra om te lees, is Openbaring 1 vers 18, en hier is ons hoop. En toe ek hom sien, ek lees vers 17 ook, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie,
Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Hulle vra hierso, wat vertel hierdie skrifgedeeltes, wat die eerste bekendmaking en gebeurtenis van die dood insluit? Ons oor waarom mense doodgaan, hoe God die dood sien en wat sy oplossing vir ons probleem is. So, dis as gevolg van sonde. As gevolg van die boosheid van die mense hart, dat ons sonde ervaar. Die mense het 'n keuse gemaak, ons almal het 'n keuse gemaak, en ons sit vandag met die gevolge daarvan. Dit is fundamenteel verkeerd wat God se oorspronklike plan vir die mens was. God wou nie gehad dat ons moes sterf nie. Ek wil net 'n punt maak dat die dood wat ons nou sterf ons omdat ons nie toegang tot die boom van die lewe het nie. Dis hoekom die Bybel praat van 'n slaap. Want almal gaan opgewek word vir die loon van die sonde, wat die ewige dood is. So wanneer Jesus op die kruis gesterf het, die dood wat hy gesterf het, is nie die dood van die slaap nie. Dis die ewige dood. Maar as sal iemand sê, maar hy is ewig dood nie, want hy is God. Want God kon selfs die ewige dood oorwin vir ons, sodat ons die ewige lewe kan hê. Hier is 'n vraag aan die einde. Dit lees soos volg. Waarom sou ons lewens eintlik niks werd, betekenisloos en te vergeefs wees, as die probleem van die dood nie opgelos was nie? Wat leer hierdie feit ons oor hoe dankbaar ons behoort te wees vir wat Jesus vir ons gedoen het? En weer eens kykers, ek wil julle aanmoedig, gesels met ons in die kommentaar gedeelte asseblief, ons hoor baie graag van u. Wat sal jy sê, Rian? Hierdie oplossing van die dood, dat ons die ewige lewe kan beerwe, dat Jesus in ons plek gesterf het. Hoekom is dit belangrik vir ons? Hoe sou dit anders gewees het? Wel, David, ek weet nie, vir my is dit my enigste hoop, is dat daar iets beter is, as wat ons nou beleef. Want maak nie saak, wat jy op hierdie wêreld bereik nie. As jy gaan kyk na die groot sterre in Hollywood en al hierdie plekke, daai mense het alles wat hulle harte begeer, maar as hulle gelukkig, hulle overdose met drugs, hulle doen dit, so dit wys vir jou, hulle te hinkering, hulle te begeerte, na iets beter. Ja, daar's 'n leemte in hulle. Daar's 'n leemte in hulle, en ons leef vir daai leemte, ons leef vir daai ewigheid saam met God, en soos wat jy reg gesê het, hy het die boom van lewe in die tuin gesit, dit was nooit sy bedoeling, dat hulle van die boom van goed en kwaad moet eet nie. Ja. Maar ons het dit in verlede kwartaal se lesse ook geleer van die vryheid van keuse. Ja. En dit is juist daai vryheid van keuse wat veroorsaak wat ons is, wat ons vandag is. Hoekom onskuldige mense doodgemaak word soos Abel. Abel het toe aan vir sy broer gesê, maar God het gesê, as ons offer, moet ons dit offer. Jy het mos nou teen God se wil gegaan. Hoekom is jy nou kwaad omdat God nie jou offer aangeneem het nie? Ja. En vind ons dit nie baie vandag as ons mense teregwys. Ek praat nie van om iemand afgaan nie. Net vir iemand teregwys en sê, hoor jy, ek dink nie jy moet ophou rook nie. Man, ek is groot genoeg, ek kan rook as ek wil. Hulle is sommer dadelik kwaad vir jou. Ja, dadelik op die perkie. As jy vir iemand vertel, hoor jy, hierdie lewenswyse van jou is nie reg nie. Hulle is dadelik kwaad vir jou. So vir my gaan dit jy weet, as daar niks was na die dood nie, dan moet ons mekaar nou maar uitmoor en te kere gaan en kyk wie kan wat die verste kom in die lewe waar jy wil kom. Ja. En dis amper hoe die wêreld is vandag. En dit is waar dit gaan eindig. Ja. Maar ons weet dit eindig nie daar nie. Dis hoekom ons bereid is om die opofferings te maak. Want ons weet daar is 'n ewigheid vir ons saam met die Here. Amen. Dis ons hoop. Dis ons hoop. Amen. Dis al wat ons het. Rian, donderdag 10 April, die slang. Ja, die slang. Ons sal onthou dat as ons die Bybel gaan lees in Genesis, dan sê hulle die slang was in die tuin van Eden. Satan het in die slang ingegaan en hy het daardeur vir Adam en Eva verduidelik. En as ons reg kan onthou, dan sê dit dat die Here die slang vervloek. Of
Ja. En hy het vir hom gesê van nou af sal jy op die grond seil en jy sal stof eet. Ek weet nie hoe om nou daarom spesifiek aan dit nie. Maar in Openbaring praat hulle van die draak. Nou as ons gaan kyk na die beeld van 'n draak, ek weet die oosterse soos Japan en daai plekke, hulle is baie lief vir hulle draak embleme. Nou sit daar is al baie flieks Wat dit aanbetref, ja. Wat gemaak word oor drake en as jy gaan kyk, 'n draak is maar 'n reptiel, is maar soos 'n slang, Ja. Met vlerke aan En pote. en pote. Hy kon loop of hy kon vlieg En hy kon praat. en ja, ek weet nie of hy kon praat as sulks nie. Ja, Maar wel, toe- die flieks. Toe Satan, ja, en in die flieks praat hulle. Maar toe Satan in die slang ingegaan het, hy het gesê want die slang is listiger as al die diere gewees. So hy het 'n dier gekies wat sy eienskappe baie in hom het, Die né? skoonheid, ja. Die skoonheid. Die wysheid. En die wysheid. Nou ek kan my net self indink dat wat ek vroeër vir jou gesê het, Satan kan enige tegniek gebruik. God kan net die waarheid praat. Daai slang weet presies, duiwel het presies geweet dat God het gesê hulle mag nie van hierdie boom eet nie. En toe hy nou vir Eva sien daar verbystap, hoe hy deur daai boom se takke speel. Jy kan jou indink. En dan vat hy nou met daai kloutjie van hom een van daai vrugte en hy eet aan die sopspat. En toe Eva nou die storie so, toe sê vir haar, is dit waar? Want die duiwel gaan nooit by jou kom en sê ek is die duiwel sis en so nie. Hy kom by haar en sê vir haar, is dit waar dat God gesê het julle kan nie van die boom eet nie? Ja. Hy kom met bedrog. En sy sê ja, nee, ons mag dit nie eens aangeraak het nie, maar dis nou, ek is nou 'n bietjie van die punt af. Maar dis die eerste plek waar ons van die slang leer. Yes. En dit sien ons in Genesis 3 vers 15. En dan hulle sê hierso ons moet dit gaan vergelyk met Openbaring 12 vers 1 tot 9. En dan vra hulle die vraag, wat is sommige van die gemeenskaplike temas in elkeen van hierdie Bybelgedeeltes? Hoe help die inligting van die bekendstelling van die slang in Genesis ons om sommige van die vraagstukke te verstaan wat vroeër tot die oorlog in die hemel gelei het, soos dit in Openbaring beskryf word? Sal ek vir ons Genesis 3 Jy kan lees, lees vers 1 tot 5 sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. En dan Openbaring 12 vers 1 tot 9, sal ek op vir ons lees. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Ons het verlede week bietjie daarna gekyk. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee van en baringsnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy ster het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle daar sou onderhou 1260 dae lank. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. So daar identifiseer dit vir ons mooi, Mooi, die slang. wie die slang is, ja. Slang, die duiwel. En daai gedeelte in Openbaring spring baie rond tussen, want ek meen, die Satan het hy uit 'n derde van die engele uit die hemel uitgevat, en dan agterna praat hulle eers van die oorlog in die hemel waar dit gaan. Ja. Nou ons weet, dit kan nie 'n fisiese oorlog gewees het in eerste plek nie, want God het net gespreek en dan was Satan weg en al sy engele. So dit was 'n oorlog met
ek glo redenasie waar God vir Satan probeer oortuig het om af te sien van sy bose weë. Maar wat die lesie vir ons daar wil sê is, dieselfde slang wat in die begin daar was, is die slang wat in Openbaring genoem word. Hy is die draak, die ou slang. En dit is hoekom as ons fondasie reg lê en hulle praat ergens van die slang, dan weet ons waarvan ons praat. Of die draak, of die draak. Die tweede draak is. Want daai gedeelte sê vir ons duidelik, die draak is die slang van ouse, is die ou slang van ouse. En hy het Eva verlei, ja. En hierso lees ons Openbaring, wat die hele wêreld verlei. Nee? En hy was gereed om die kind te verslind, as die vrou gebaar het. En ons weet dat toe Jesus gebore is, het Satan vir Herodes probeer. Herodes basies opgewek gemaak oor hierdie koning wat nou gebore is. Yes. En hy het al daai kindertjies laat doodmaak, om so vir Jesus probeer uit te wis. Yes. Wat hulle toe daarom nou nie reg gekry het nie, maar van daai tyd af het hy al gepoog om Jesus dood te maak. Ja. Ja, en die ander ding is, wat ons hierso verder lees, hulle sê, omdat die aard van die groot stryd nie verander nie, en omdat ons duidelik verwysingspunte in die profetiese geskrifte het, word Christen in staat gestel om deur tendense te sif, en om dan agter te kom waar daar geestelike vanggate mag wees. God sal altyd weet wie hy is, en dieselfde geld vir die duiwel. Satan mag 1000 vermommings gebruik, maar duisende jare se geskiedenis van die gevalle mensdom gekoppel aan die profetiese scenario in Openbaring demonstreer dat hy nooit weggedwaal het van die taktiek wat hy in een ding gebruik het nie, en dis misleiding. Ja. En soos ek gesê het, hy kom nie reguit na jou toe en sê, hey, ek is die duiwel, jy gaan nou vir my volg. Ja. Hy gaan op 'n subtiele manier net so 'n steekie gee na, hoorie, net om twyfel by jou op te wek. Yes. En sodra jy daai twyfel begin aangryp, dan vat hy jou verder. Ja, jy sien die ding is, die duiwel studeer ons. Yes. En hy ken ons swak plekke. Ja. En hy weet waarmee hy ons kan vang. Ja. Want hy werk al van ons gebore is aan ons, om ons op te stel vir soos hulle Engels sê, failure. Ja. Om te val. So, hy weet hoe om ons te mislei, te verlei, want hy ken ons. Ja. Hy studeer ons, en ons moet versigtig wees. Ja, die ding is, wat ons kan na mekaar kyk, en dan sê jy sien, hoorie, maar Jan lyk nie vir my lekker, hy lyk vir my 'n bietjie hartseer, of hy lyk vir my down, of jy weet, en is dieselfde met Satan. Daar stap 'n mooi vrou verby in die straat, dan sê hy, wow, kyk 'n bietjie man, kyk 'n bietjie. En dan wat doen jy kyk maar agterna, en weet so ook, en hy sien wat maak jou kwaad, en hy sien wat gebeur. Yes. En dan gebruik hy daai goedjies om met jou van die pad af te bring. Ja, so hy slinks. Maar die Here gee vir ons 'n belofte. In die lesie het ook die versie binne Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Jakobus 1 vers 5. En ek dank die Here dat hy vir ons daardie wysheid gee, dat ons wel kan sien wat die duiwel mee besig is. Hy waarsku ons in die woord daarteen. Ja. En weet, dis 'n ander ding, soos wat ek nou gesê, David, waar hierdie vir my uitstaan. As God ons so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat hy vir ons sondes moet sterf, en dat ons met God herenig kan word. Hoekom sal hy dan vir ons 'n boek gee, wat ons nie kan verstaan nie? Wat ons gaan lees en ons gaan mal maak, of ons op die verkeerde pad gaan sit. Maar die probleem is vandag, dat daar is te veel van ons wat wil hê, iemand anders moet vir ons vertel wat in die Bybel staan. Yes. Om plaas om die Bybel self te gaan lees, en dan as daar iets nie duidelik is nie, doen navorsing, gaan soek ander tekstverse. Ons het soveel tegnologie vandag, as jy op Google ingaan, of AI, of enigiets van daai goed, en jy
tik 'n woord in 'n vers, nou, dan kan hy jou vat na ander verse toe. Ek sê nie, jy moet alles glo wat op Google is en daai goed nie, maar ons kan ook daai goed gebruik. Ons kan nou baie makliker ondersoek instel. En Bybelstudies doen en al daai inligting kry. Ja, dit is baie maklik op ons. Rian, lees vir ons die vraag daar aan die einde. Dink daaraan hoe kultuur oor die tyd heen verander. Gemeenskappe se norm verander. Dinge wat eens aanvaar was, word onaanvaarbaar en andersom. Gegee dat die onderliggende vraagstukke en deelnemers in die groot stryd nie verander nie. Watter dinkfaktore behoort 'n Christen in ag te neem wanneer die veranderde kulturele landskap ondersoek of getoets word? Byvoorbeeld, die oorspronklike leuns wat die duiwel vertel het, soos jy sal beslis nie sterf nie en jy sal soos 'n God word. Waar in jou huidige kultuur kan jy hierdie leuns vind? Ja, jy sien, dit is hoekom dit belangrik is om die eerste aspekte in ag te neem wanneer 'n mens kyk na leerstellings. As 'n mens kyk na dit wat mense na ons toe bring en wat is verkeerd in jou kultuur. Dit is 'n duiwelse sataniese leuen. Ja. Net weer om terug te gaan. Die eerste leuen was jy sal beslis nie sterf nie. Nou as ek 'n siel het apart van my liggaam, in daai opsig dan sal Satan se leuen die waarheid wees. Ja. Want dan beteken dit al gaan hierdie liggaam dood, daar is 'n entiteit wat aanhou leef. En as ons gaan kyk in die moderne wêreld, daar's amper nie 'n film wat gemaak word waar daar nie 'n geesteswêreld betrokke is of wat dooies aan hulle geliefdes verskyn nie. En weet jy hoeveel mense gaan daardeur mislei word? Kinderstorieetjies, al die kinderstorieetjies het dit in. Ja. Hoeveel mense gaan daardeur mislei word en dis wat die Bybel vir ons sê. Almal loop agter die draak aan want hy verlei hulle. Maar as jy sien wat dit in die begin sê, by die begin van die mens, die mens het 'n lewende siel geword en nie ontvang nie. Ja, nie ontvang nie. Ja. Baie dankie. Kom ons kyk dan nou na ons laaste dag, Vrydag. Vir verdere studie het ons 3 vrae. En die eerste vraag lees soos volg. Dit sê: die skrif val nooit om nuwe inligting en nuwe begrippe op te lewer nie. Met ander woorde, ons sal altyd iets nuuts in die Bybel vind. Daar sal altyd nuwe vars water uitkom met nuwe waarheid of nuwe besef van waarheid, né? Ja. Hoe kan jy die begeerte om iets nuuts te leer in harmonie bring met die belangrike waarhede wat aan ons gegee is en so daarin geanker bly? Met ander woorde, dit wat jy nou ook genoem het, daar's die gevaar dat mense die Bybel maak sê wat hulle wil hê die Bybel moet sê. En dit gebeur baie keer waar mense die mense wil skok of die mense se aandag wil trek of wil die mense moet sê wow as hulle boodskap bring. En dan is hulle geneig om dinge uit die Bybel uit te bring wat nie regtig in die Bybel is nie. Om te sê hierdie is nuwe lig en dit is so fantasties, dit is so awesome. Maar eintlik is dit nie die waarheid nie. En wat hierdie lesie vir ons leer is, ons moet gaan na die beginsels, die fondasie, die fundament van die Bybelse leerstellings. En van daar af die Bybel reg deurwerk en alles in ag neem om te sien hierdie nuwe lig, is dit van God, is dit Bybels of is dit nie? Nee. Ja, stem dit ooreen met vorige gedeeltes in die skrif. Ja. Die tweede vraag lees: hoe behoort die kerk op nuwe vertolkings van die profesie te reageer? Alhoewel ons weet dat daar altyd meer is om te leer, hoe onderskei ons of die nuwe lig noodsaaklik is en of dit maar net 'n gier of selfs 'n dwaalleer is nou? Ons het basies nou klaar hierdie vraag klaar geantwoord. Maar ek wil ons kykers en ons luisteraars weer aanmoedig, asseblief gesels met ons in die kommentaar gedeelte hier onder. Ons hoor baie graag van julle dat ons daarso verder gesels en dat hierdie nie die einde is van ons besprekings nie. Kom ons kyk na ons laaste vraag vir hierdie week se les. En dit sê: gedurende die Tweede Wêreldoorlog, terwyl 'n seesoldaat in die Stille Oseaan besig was om te sterf, het hy na die mediese soldaat uitgeroep: ek is 'n weeskind, wie sal my onthou nadat hy gesterf het? Die mediese soldaat het soos volg gereageer: ek sal jou altyd onthou.
Maar hoe goed laasgenoemde dit ook al bedoel het, voor of later sal hy ook sterf, en so ook die nagedagtenis van die ouerlose soldaat. Hoe help hierdie verhaal ons om die niksbeduidenheid en betekenisloosheid van almal van ons lewens te besef, as die dood uiteindelik die finale seggenskap het? So as daar nie lewe is na die dood nie, as daar nie die verwagting, die uitsiening is, die hoop is op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, die ewige lewe nie. Wat beteken hierdie wêreld? Ons het in die les reeds daaroor gesels en bietjie daaraan geraak. Maar weer eens, luisteraars, gesels met ons asseblief. Wat dink jy, wat sou die lewe beteken? As ons nie daai hoop het van die ewige lewe nie. Nee, jy weet, op WhatsApp en daar goedes kry ons baie boodskapies. En een van hulle wat ek nou die dag gekry het, is juist waar iemand gesê het, as jy nou sterf, jou kollegas wat saam met jou werk, hulle almal gaan jou nou vreeslik mis, en hulle is nou hartseer, jy's weg. Maar 'n maand of 2 later, dan is daar iemand anders in jou pos aangestel. Weet in die polisie werk ons op magsnommers. Jou magsnommer word vergeet, hy word van die boeke geskraap. Jou vrou en jou kinders bly nog hartseer, want hulle verlang na jou. Maar 2 jaar verder, dan trou jou vrou dalk met 'n nuwe man. Ja. Beweeg aan, jou foto's word van die mure afgehaal, en jy's weg. En wat is daaroor? Dan staan niks. Waarvoor het jy geleef? Jou geldjies wat jy so bymekaar gemaak het om te spaar vir jou pensioen. Jy gaan dit nie eens geniet, iemand anders geniet. Maar die feit bly staan dat as daar hiernamaals is, en ons word opgewek, en ons sien die Here, en ons sien ons geliefdes wat voor ons gesterf het, of wat na ons gesterf het, en ons kom daar weer by mekaar, en ons weet ons gaan in heerlikheid saam leef, waar nie een van ons gaan siek word, waar jy nie langs 'n vrou, jou vrou se kankerbed hoef te sit en te ween en te worry oor jou vrou nie. Dit is wonderlik. Ek kan nie dink dat iemand nie ek kan nie sien hoe die wêreld sonder God en sonder die hoop in Christus en die opstandingsmôre kan lewe nie. Want hulle lewe net vir hierdie wêreld. En hierdie wêreld stel 'n mens te leer. Maar dank die Vader dat die Here het ons meer belangrik geag as net 'n windjie wat wegwaai soos 'n gedagte wat vergeet word. En ek is die Here ewiglik dankbaar, en ek is seker elkeen van julle ook, dat die Here ons nie net laat gaan het nie, maar dat hy kon sterf het vir ons, dat hy die stryd vir ons kon veg het, een van ons geword het, en die ewige dood oorwin het, en binnekort ons kom haal. Rian sal lief ons afsluit met gebed. Ja. Dankie. Onse dierbare God en Hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg was dit nie, om weer u woord in diepte te bestudeer. En Here, dat ons weet, u wil nie een van ons in die duister los nie. Daarom dat u vir ons u woord gegee het, ons glo dit is u woord, geïnspireer deur die Heilige Gees, en dat u dit aan mens gegee het om aan ons neer te pen, sodat ons daaruit kan leer. En dankie Here vir hierdie kwartaalse lesse, en spesifiek ook hierdie, laat ons kan sien, daar is 'n grondslag gelê van eersgenoemdes, as ons dit so kan stel, waarvan of ons kan 'n lyndraad span, 'n paal inslaan in die grond en sê dit is wat die Bybel sê, en ons kyk hoe hierdie lyndraad loop tot waar ons weer by die punt uitkom oor 'n onderwerp wat ons graag wil bestudeer. Vader, ons bid dat u met ons kykers sal wees, dat u hulle sal seën met insig en wysheid, en dat hierdie hulle ook sal help om hulle studies te verbeter, en dat hulle 'n nouer verhouding met u sal hê. Ons dankie vir die voorreg om dit te kon aanbied in Jesus naam alleen. Amen. Amen.